Goeiedag, en dit is goed om ook so saam met mekaar te reis en ook so saam deur die Here se woord te reis. Welkom by die lig waar ons hierdie week ook afsluit deur ons teksgedeelte saam te lees. Ek is nuuskierig, wat is daar wat in jou gebeur het in hierdie week terwyl jy met hierdie teksgedeelte besig was? Deel met ons, vertel vir ons sommer daar in die kommentaar of jy op Facebook of op YouTube dit volg, gesels met ons verwelkom dit so graag dat jy kan die vrae op 'n manier antwoord en met ons deel. Ons is so nuuskierig om te sien wat doen die Gees ook daar waar jy is, in jou midde, en wat maak die Here ook binne in jou hart los. So doen dit gerus. Ons lees vandag ons teksgedeelte so saam, Johannes 20 vers 19 tot 31. Daardie sonnaand was die disippels bymekaar, en alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disipel sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was Jesus se disippels weer bymekaar, en Thomas was by hulle. En hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek hom in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. En toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat my gesien het nie en tog glo. Jesus het nog baie ander wondertekens wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe, sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Tot sover lees ons saam. En dis my vraag, hoe kan ons anders gaan leef? Wat het jy beleef in hierdie week? Hoe kan jy aan die hand hiervan anders gaan leef? En my gedagte lê hier amper presies reg langs aan die gedeelte waar hy die vrede aankondig, wanneer hy sê, ontvang die Heilige Gees. Want wanneer jy die Heilige Gees ontvang, dan is jy bekragtig, toegerus, ten volle uitgerus, toegerus, uitgekiet om te gaan doen wat jy nodig het om te doen, om getuie te wees van die opstanding, om dit te vertel. Mag ons ook dit bedink, dat ons die Heilige Gees ontvang, dat die disippels die Heilige Gees ontvang. 'n ingrypende gedeelte, want dis hier, en as jy in Handelinge 4 gaan lees, daar waar die apostels voor die eindste raad is, wat Christus om die lewe bring, dan is hulle nie bang nie. Dan verkondig hulle, en hulle doen die Here, voer hulle opdrag uit, en is getuies van die opstanding, sonder vrees, amper doen dit vreesloos, omdat die Gees hulle bekragtig. Mag die Gees ons ook in hierdie tyd en as sy kinders bekragtig. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons ook die Gees ontvang, en die Gees ontvang het,
en dat U Gees ook binne in ons woon, dat ons ten volle toegerus is vir die werk wat vir ons voorlê. Dit bid ons in dankbaarheid. Amen. Mag jy hierdie dag geniet. Totsiens.